Ja, ek dink nee, as ons gaan kyk na netwerkgeleenthede, moet ons besef dat die groepering in landbou is klein en ons raak kleiner met tyd as gevolg van ekonomie van skaal. En dit maak die belangrikheid van samewerking en sinergie nog meer belangrik. En ek praat nie hier net van die primêre produsent nie. Ja, die primêre produsent staan letterlik primêr binne in die wareketting, maar jy praat ook van die wareketting aan die insetkant en aan die uitvoerkant, want as 'n interafhanklikheid tussen die verskillende rolspelers. En as ons nie met mekaar praat nie, mis ons geleenthede. Ons moet praat oor uitdagings en ook gemeenskaplike uitdagings wat ons almal impakteer. Dwars deur die wareketting. En hier sluit ek die finansierders natuurlik in. As ons kyk na samewerking tussen byvoorbeeld gemeenskap, waardeketting en primêre produsent, moet ons gaan kyk na die impak van landbou veral op die plattelandse omgewing, waar die bydrae van landbou tot die plattelandse ekonomie regtig ongelooflik groot is. Ek wil amper sê landbou is die fondasie van die plattelandse ekonomie. En as ons nou praat van samewerking, dink ek is die belangrikste samewerking juis op daardie vlak. Daar praat ek van plaaswerkers, ek praat van die besighede binne in 'n dorpsomgewing byvoorbeeld. Ek self woon op 'n klein dorpie wat 'n landboudorp is. En dan die besighede met die boeregemeenskap om saam dinge te doen, want ek dink die dae is verby dat ons kan sê dit is ek en jy. As ons nie saam begin kyk na ons gemeenskap en ons dorp byvoorbeeld nie, dan sien ons die agteruitgang wat ons nou sien. So ek dink as ons kyk na landbou as die gom van 'n plattelandse gemeenskap, is dit ongelooflik belangrik en waar. Netbank is groen. Netbank staan vir volhoubaarheid en as ons nie betrokke is in gemeenskappe of dan by ander projekte byvoorbeeld nie, kan ons nie voldoen aan ons strewe na volhoubaarheid byvoorbeeld nie. So as ek net 'n paar voorbeelde byvoorbeeld kan noem. As ons kyk na volhoubaarheid op sigself, is Netbank nou vir die laaste, ek dink 12-13 jaar al betrokke by die Wêreld Natuurfonds se landbouprogram, waar ons veral nou fokus op wateropvangsgebiede, die rehabilitasie van wateropvanggebiede. En dan het ons nou vir die laaste 3 jaar begin ook 'n gemeenskapsprojek. Ons noem dit die Boland Trees for Bees Pledge Fund byvoorbeeld, wat ons in vennootskap is met Greenpop, 'n nie winsgewende organisasie wat bome plant of vir bye byvoorbeeld. Jy weet, byvriendelik, en ons weet hoe belangrik bye vir die gemeenskap is. Maar dan as ons nou meer na die produsente kant toe begin, is daar 'n paar fasette waar ons nou moet kyk. En in die eerste plek gaan dit oor byvoorbeeld hernubare energie en tegnologie. So ons is tans 'n minderheidsaandeelhouer is ons in Aerobotics, wat 'n data-analitiese maatskappy is wat van hommeltuig tegnologie gebruik maak. So dit is aan die een kant wat tegnologie aanbetref, maar dan het ons ook nou in die laaste 2 jaar byvoorbeeld vennootskappe gesluit rondom veral tegnologie, maar ook dan volhoubaarheid met Agrico, rondom die tegnologie in besproeiingsstelsels byvoorbeeld, om water te bespaar, beter tegnologie te gebruik, en dan ook aan die hernubare energiekant met Home Energy, wat nou meer die tegniese ontledings doen, nie noodwendig installasie doen van hernubare energieprojekte nie, maar wat die tegniese ontledings doen en die winsgewendheid daarvan dan ook vir ons produsente en ons landboubesighede bereken. Maar ek dink baie belangrik veral is transformasie. En dit is regtig, ek dink, ek is trots om te kan sê die vennootskappe wat ons gesluit het om transformasieprojekte te bevorder. Nou op hierdie stadium het geen handelsbank toegang tot grantbefondsing byvoorbeeld nie. So ons moet letterlik met sinergie, met ons insetverskaffers, met ons finansierders, met ons leweranciers saamwerk om 'n volhoubare projek te kan finansier. So ons het strategiese vennootskappe aangegaan in die eerste plek met PELS, Partners in Agri Land Solutions, wat ons nou al 2 of 3 baie suksesvolle projekte kon finansier. En dan het ons ook nou strategiese vennootskappe gesluit met Hortfin en met SA Wine, om te gaan kyk na transformasieprojekte in die vrugtebedryf en in die wynbedryf. So as jy kan sien, weet rondom gemeenskapsbetrokkenheid, is dit letterlik om in al die fasette van landbou betrokke te kan wees. Natuurlik tot voordeel van die bank, maar ook tot voordeel van ons produsente en aan die groter landbougemeenskap. As ons gaan kyk na wie is Agri Weskaap, is eintlik die boere.
Ek dink Agri Weskaap bestaan uit ongeveer 70% van die Weskaapse produsente wat formeel lidmaatskap het by Agri Weskaap. So dit is letterlik die produsente met wie ons werk. Nou as ons dan gaan kyk byvoorbeeld, wat is die rol van Agri Weskaap, gaan dit vir my oor amper om die gom te wees tussen binne in die waardeketting, aan die insetkant en aan die uitsetkant, maar die gom te wees rondom die primêre produsent. Ek het voorheen ook genoem dat jy kan nie meer die een van die ander een onderskei nie. Met ander woorde, so Agri Weskaap moet letterlik die omgewing skep en vir ons dan die geleenthede gee binne die hele waardeketting om met mekaar te kan gesels. En hier praat ek nie net van die waardeketting self nie, maar ek praat ook van byvoorbeeld die bedryfsorganisasies wat direk of waar ons primêre produsent direkte lidmaatskappe het om te kan saamwerk. En as ons dan gaan kyk na die geleenthede wat ons byvoorbeeld het vanaand om te kan met mekaar gesels. Ek dink dit is ongelooflik waardevol. Nie net 'n voordeel van die produsent nie, maar weer eens vir die hele waardeketting.